week het hy gepraat oor die reëse in ons lewe. En ons nie moet terugdeins vir hulle nie, maar hoe die Here ons help om hulle te verslaan en die vernietigheid ons lewe. Hy weet, is nie elke geveg wat 'n ou moet veg. Ja, soms, ons hoor baie wel, die liggaam gaan in 'n veg of vlug toestand, as daar 'n noodsituasie is wat dreigende iets is. En vanmôre wil ek praat oor die veg of vlug gedagte. Partymal moet die kinders van die Here veg, maar partymal moet die kinders van die Here vlug. Hy sal onmiddellik sê, nee, ons is nie losers nie, ons moet nie vlug, ons moet veg, ons moet staan. Maar die Here gee vanmôre vir ons baie duidelike rigting, dat soms moet ons vlug. Die Bybel leer ons nie net wanneer ons moet staan en veg, maar ook wanneer ons moet vlug. Jy sal sê, kom pastoor, nou vandaan. Ek meen ons is moderne, meer as oorwinnaars. Jy weet, ons moet daai groot geloof goed te sê. Nou kom die pastoor en sê, die Bybel sê ons moet partymal vlug. Ja, hy sê soms. Hy sê, soms is die, en even hoor wat ek nou sê, soms is die grootste geloofsdaad nie om te bly veg, maar om weg te beweeg van wat ons verhouding met God kan vernietig. Met ander woorde, jy moet vlug met 'n plan. As ek het hierso skryf, dan dink ek aan jare terug, ek weet nie, party van julle sal nie so nie, maar ons was daar, hulle sal nou in 76 was, dat ons al die opstande. En dis juist in daai tyd toe ek beroep aanvaar het Mafeking toe. En daar by Mafeking toe is dit my verwelkoming. En die commissaris-generaal destyds van Bophuthatswana is die aand by my verwelkoming, ons eet koek en goed. So en ek vra vir hom Gerry, hoe gaan dit hier in Bophuthatswana? Hy sê, nee, dit is stil en rustig, hier gaan niks aan nie. En terwyl het ons daar praat, te brandpomp, hier langs ons, en dis toe chaos. En wintertyd was toe ons nou die onafhanklikheid waar ek daar, en toe het almal nou bankpraatjies gehad, jy weet, soos hierdie afgelope week op, almal het ons nou bankpraatjies, wat nou in die land gebeur, en toe sê hulle, nee, ons moet nou grypsakke hê, en ons moet nou, as ons moet vlug, moet ons 'n plan hê. En almal het hulle tasse reggekry. Ons jongste seun was nog eers gebore nie, maar ons het almal 'n vlugplan gereed gekry. Want as ons dan moes vinnig beweeg het, dan was ons gereed om deur sekere paaie te gaan. Jy weet nie wat gaan gebeur nie, want daar was nou alles skielik aan die verandering daar. Nou sê ek ook, die kind van die Here moet weet wanneer om te veg, en wanneer om sy vlugplan in werking te stel. Jy moet die regte plan hê om te vlug. En die Amerikaners is baie oulik. Hulle het almal hierdie houtstruktuurhuise hier, maar onder het hulle 'n bunker. En as hulle sien daardie storm wat so net rond te draai, né? Wat orkaan of tornado, wat so aan aangerol kom. Dan gaan daar 'n sirene en heeltemal daar klop en 'n duik onder. Hulle vlugplan van daai ding is om onder die huis te gaan, as hulle kom en daai deksel aflig, dan is die huis weg. Maar hulle is veilig, want hulle vlugplan het gewerk. Jy het mos al gesien op die TV, dit is mos te oulik. Party van die ouens is so dom, hulle jaag agter daai tornado's. Hulle storm ja. Ek weet jy stupid, kan daar wees. Maar daai ding te wil inry. Volgende oomblik daai ding jou vat van jy weet nie lug. Dat jou karretjie weg en jy saam met die karretjie. Nou ja, daar is 'n vlugplan. Nou, die Bybel leer vir ons. Hy sê, daar ontwikkel soms omstandighede rondom ons. Maar in 1 Timoteus 6 vers 11 sê hierdie woorde. Hy sê, maar jy, man van God, onthou hy praat nou met Timoteus, wat 'n diensknegt van die Here is, maar hierdie teks is relevant vir elke kind van die Here. As hy vir Susanna gestuur het of vir Dorcas, dan sou hy gesê het, maar jy vrou van God. Hy praat met Timoteus, sy seun in die geloof. Hy sê, jy man van God, vlug vir hierdie dinge. En hier is jou vlugplan.
Waarheen moet jy vlug as die dinge gebeur waarvan hy nou net vir Timoteus geskryf? Ons gaan nou by dit kom waaroor hy vir Timoteus geskryf het. Hy sê vlug vir hierdie dinge. Hy sê hier is jou plan. Jaag na. As jy wegvlug van die dinge, jaag na geregtigheid, godsvrug, liefde, geloof, liefde, volharding en sagmoedigheid. Hy sê vlug van hierdie dinge weg. Hierdie goed wat ek julle nou gaan sê. Wanneer moet jy weet, jy moet nie daar probeer fight nie. Daar moet jy sê, hier moet ek wegkom met 'n dik spoed. En hier moet ek hardloop, en ek moet hardloop na wat reg is, wat God welbehaaglik is, Gods vrug, wat 'n geloof in die Here Jesus stabiel is, wat die liefde van die Here kan bly versprei, wat kan aanhou om aan te hou, en wat met sagmoedigheid kan funksioneel wees. Paulus sê nie net vlug nie, maar ook jaag na sekere dinge. Christelike lewe gaan nie net oor waarvan ons moet wegvlug, maar ook waarna toe ons moet vlug. En dit is baie belangrik dat ons die verskil hier kan verstaan. Wanneer en waarvoor moet ons vlug? Wil ek so 'n bietjie met u praat. Vlug, sê die Bybel, vir versoeking. En baie ouens dink hulle kan alles hê, maar luister wat sê in 2 Timoteus 2 vers 22. Hy sê, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. En jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, weer dieselfde goed. Vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. En jaag na geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Hy sê, die gemeente moet 'n span vorm. En die gemeente moet weet, wanneer ons vir mekaar te sê, hey nou maat, kom weg, dis tyd om te vlug. Julle weet self so, Lot het geweet hy moet vlug. Maar daar staan hy en wag, hy tot die engele omgryp en sê, Pel, ons het gesê wat hardloop, is tyd om te hardloop nou. Jy kan nie meer kyk nie. Jy moet hier kom, hier kom moeilik. En dit is partymal belangrik dat ons mekaar moet ondersteun. En die sekere wete dat daar tyd is, dat jy vir ander moet sê, hey, jy is te gevaarlik na my. Julle weet, ek dink nou skielik net aan 'n storieetjie. Jare gelede lees ek in die Reader's Digest. Wie van julle kan nog die Reader's Digest op? Ja, ons nog elke maand uitdruk. Nou daar's dus 'n verhaal van 'n ou wat hy soek 'n baie ryk man. Soek 'n sjofeur wat hom kan ry. Maar hy sê vir die sjofeur, hy sê in sy advertensie, ek moet geweldige bergwêrelde ry, en ek moet vergaderings toe gaan, en ek moet in die nag deur die berge terugkom, na die volgende vergaderpunte toe. Ek soek 'n buitengewone sjofeur. En 'n klomp ouens doen aansoek, en die een ou sê, meneer, ek kan 'n kar ry, en dan vertel hy vir hom. Hy sê, man, daar deur die berg pas. Hy sê, ek kan so op die rand te ry, van daai afgrond. Hy sê, ek sê jou daar deurvat. En elke ou vertel vir hoe naby aan die afgrond kan hy ry, en hy sal iets oorkom nie. En hy vat die volgende ou, hy sê, meneer, ek is 'n ou wat weet hoe om te ry. Ek het my bekwaamheid, hy sê, maar daar by die bergpasse waarvan jy nou praat, is ek baie versigtig. Ek kyk nie hoe na die afgrond ek kan ry nie, ek kyk hoe na die berg kan ek ry. Ek sê jou deur die nag vat, maar moenie verwag dat ek moet jaag waar die afgronde is nie. Ek is oorversigtig, daai sê, die is aangestel. En is aangestel. Broer en suster, die skrif sê, vlug vir die versoeking, en veral vir die jonkheid. Jy weet, kyk soos jonkers wil ons pos. En dan kry jy party mense raak al oud, dan wil hulle nog jonk wees. Ons praat van die manne gaan ons deur wat hulle sê 'n midlife crisis. Dan kry hy skielik sy motorbike wat hy nie eens op die stand kan lig nie. Hy kry so plat karretjie. Ek het elke keer van my seun vir my twee Engeland te trek. Toe wil hy vir my sy plat karretjie gee, sy pa kan met hom ry. En ek klim in die karretjie en ek sê vir hom, nee my kind, jy moet maar die karretjie hou. Hy sê, hoekom pa se nuwe kar? Ek sê, jongens, ek wil uitklim, moet ek uit hom uitrol.
Ek kan nie met die karretjie ry nie. Dis vir jong mense sê. Jy moet oppas dat jeug is soms verward oor reg en verkeerd. En wat is manlik en wat is eerbaar. En hulle moet die woord nog leer en ontwikkel. Nou sê die skrif, vlug vir die versoekings, die begeerlikhede van jonkheid en jaag na geregtigheid. Weer dieselfde goed. Geloof en liefde, vrede saam met die wat die Here in 'n rein hart dien. Vlug vir die begeertes. Daar's so baie goeders wat ons versoek. En baie mense dink ek sal julle wys. Ek sal staan en bly. Ek kan enige ding doen. Pas op. Josef, toe hy versoek was, hy was daar by die huis van Potifar as 'n slaaf. 'n jong man aantreklik sê die skrif, en dan kom Potifar se vrou dat wil sy hom verlei. En sy gryp hom aan sy kleed en dan laat los en hardloop weg. Hy besef, hierdie situasie kan ek nie alleen hanteer nie. Ek het die Here se hulp nodig. Broer en suster, as daar versoekinge kom en jy weet jy is swak in daai gedeelte, moenie sê ek sal wys nie. Is net soos die ou wat al dobbel verslaaf is. Hy sê hierdie keer sal ek wen. Of die ene het eendag vir my gesê, ek was saam met hom in die polisie, so jong man. Toe ek hom die eerste keer nigter sien, toe weet ek hy was elke ander keer 'n dronk, ek net gedog uit die mekaar. maar ek sê vir hom nou, wat gaan met jou? Hoekom drink jy so? Ons het die werk saam gebly. Ek sê, hoekom drink jy so? Hy sê, ag man, hy sê ek weet wanneer ek op te hou. Hy sê, maar voor ek daar kom is ek dronk. Dit klink nou 'n bietjie, maar ek het hom net so gekry. Ek sê, dit is tyd om te weet wat jy kan hanteer en wat jy nie kan hanteer nie. Dit is tyd om te weet wanneer word jy gevaar vir jouself. Dit is tyd om te weet wanneer jy die versoeking nie kan hanteer nie. En wanneer hy kom, vlug. Moenie sê hierdie keer gaan ek wen nie. Nog net hierdie een keer dag het ek nie baie geld maak nie, of net hierdie een keer dag het ek ligter uitstap, of nog net hierdie een dag het ek loskom. Vlug vir die versoekings. Dit is so belangrik. Ek is nie skaam om vir die Here te sê, Here, hierdie een kan ek nie op my eie hanteer nie. Here, help vir my. Ek is te swak hierso. Josef vlug, daar in Genesis 39, vers 12 sê, hy vlug vir Potifar se vrou. Vlug daarvoor. Hy sê, moenie met die versoeking speel nie. Wat jy koester, en wat jy dink, dit sal jou oorheers. So. As jy dit bere hierso sê, ek sal, daai goed oorheers jou later. En dan kom hy hier en hy sê, vlug vir die liefde vir geld. Ons land is in die gemors waarin hy is, oor een ding, en dit is die Afrikaans sê hebsug. Die Engels vertaling sê the love of money. Nou hoor wat sê hier, in hierdie gedeelte, in 1 Timoteus 6, gaan hier, jy is oor geldgierigheid, hy sê vers 10, hy sê, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Een van die groot probleme vandag is die gejaag na dinge. Goeders. Ek het gesien hoe families keer oor goeders. Hoe mense soms wat lief was vir mekaar en opgegroeid saam as ouma dood is, beklei hulle oor 'n doilie. Nou ja, die jonger mense sal dalk nie weet wat 'n doilie is. Dit is so 'n dingetjie wat jy oor die melkbekertjie sit. Of gehekelde lappie of 'n tafeltjie. Dinge, wat maak dit saak? Of mense wat mekaar jaag en dan kyk hulle aan en as hy nie hierdie label dra nie of daai label nie. Ek het gesien dat labels bring jou nêrens. Jong mense wil graag spoggerig wees. Die Here sê vlug van die jonkheid.
en dan vlug vir die begeerte van dinge. Baie mense sê dinge, wys hulle hoe geestelik hulle is. Iemand sê vir my, kyk hoe die Here my geseën. Ek sê maar hierdie dinge is weer verkeerd in jou lewe. Hy sê maar hoekom seën die Here my dan so? Luister, as die Here vir jou seën, is dit nie vir jou 'n brief om aan te hou met sonde nie. Dis genade dat jy dinge het. Maar dit wat jy het, is genade in die hand van die Here. Hy sê vlug vir die geldgierigheid wat die wortel is van alle kwaad. Nou as jy nou so 'n bietjie dink, wat op die oomblik in ons land aan die gang is. Van die mense in die hoogste vlakke moet nou voor kommissies verskyn, word nou in die hof verskyn, word van die top mense in ons land regdeur, polisiehoofde, ministers, selfs hulle wil selfs nie as die president los nie. Hoekom? Het gaan alles oor geld. Geld, goed. Ek wil ook hê. Broer, suster, die skrif sê, God sal vir jou sorg, jy sal nie te veel hê op nie te min. Die skrif sê vir ons, wees tevrede met wat jy het. En dan sê die Bybel vir ons, die seën van die Here maak ryk. Rykdom was nie fout met geld nie. Die fout is as jy 'n liefde vir dit ontwikkel. En jy daarna jaag, en jy maak asof mense wat nie die geld het wat jy het, en onsuksesvol is, verneder moet word. Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Geld is nie die probleem nie, maar die liefde vir dit. Die liefde vir dinge. Dit moet nou die soort spullen wees. Dit moet nou daai soort horlosie wees. Ek weet nie, wat is daai dierhorlosies wat die ouens is? Maar weet julle, my ou Tissot en daai Rolex van soveel $1000 kan net sê as dit 10 uur is. Albei van hulle dieselfde tyd. Albei van hulle dieselfde tyd. Niks kan meer tyd as die ander ene gee. Dit is so. Wanneer besittings belangriker is as die Here, is dit tyd om te vlug. Ek werk in 'n sekere gemeente en ek het baie ouens wat op sekere dae met skofte werk. Ek wil nou nie sê by watter organisasie hulle gewerk het, want daai organisasie het ook vandag so baie probleme wat so 'n bietjie met spore te doen het, maar ek sal daaroor praat. En nou vra ek vir die ou, hoorie, hoekom werk jy Sondag? Hy sê, nee pastoor, ek het daai skof gevat. Ek sê, nou hoekom? Jy moet met jou gesin in die huis van die Here wees. Hy sê, nee, want dan is dit dubbeltyd. Weet jy, is reg as jy Sondag moet werk, ek verstaan dit. Maar as jy dit doen ter wille van geld, omdat jy kon kies om in die huis van die Here te wees, of om in die werk te wees, en jy kies die werk omdat dit meer geld is, in plaas van om jou gesin aan die voete van die Here te hê, saam met die kinders van die Here, dan het jy 'n probleem. Die geld is nie die probleem nie, is jou waardestelsel wat die probleem geword is. En hy sê, pas op vir die liefde van geld. Vlug daarvoor. Vlug vir afgoderry. En 1 Korintiërs 10 vers 14 praat hy oor afgodsoffers en al die goeders. En in 1 Korintiërs 10 vers 14 sê, daarom my geliefdes, vlug vir afgodediens. En dan praat hy oor mense wat by afgodediens is, en mense wat die Here dien, en nie altyd 'n keuse kan maak nie. Dan in vers 21 sê hy die woorde. Hy sê, julle kan nie die beker van die Here drink, en ook die beker van duiwels nie. Julle kan nie deel aan die tafel van die Here, en aan die tafel van die duiwels nie. Die Bybel sê, jy moet besef, waar is jou grense ten opsigte van geestelike waardes? Jy moet weet, as die wêreld jou nooi na plekke waar die Here nie welkom is nie, dan moet jy ook nie welkom wees daar nie. Jy moet weet, as daar dinge gebeur wat buite die wil van die Here is, jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie daar, ja maar ek doen dit nie pastoor, ek kyk maar net, ek sien ander, hulle kan maak wat hulle wil, dis hulle eie reg. By wyse van assosiasie en 'n stil mond, is jy deel daarvan.
Jy gaan ons nou nie vir jou pelle wat gekletter raak, waar het klomp nonsens praat daar rondom die braaivleisvuur, vloeke, skelm, die vieslikste grappe vertel. Sta jy ons nou nie teen nie. Maar die skrif sê, vir my, onheilige lawwe praatjies. Heiligsinnig. Pas op daarvoor. Pas op. Pas op vir die altare van die Satan. Moenie 'n afgodsoffer weet nie. Weet hoe ver om te gaan. En jy moet weet wat as jou geestelike grense. Daai afgode kan soms in ons moderne tyd ander maniere wees. In die ou tyd het hulle 'n afgod gemaak vir dit, en 'n afgod vir dit, en hulle het voor dit gaan buig. Maar dit kom neer as jy na al die afgode van die Ou Testament gaan kyk. Wat hulle gemaak het, die een was vir vrugbaarheid, en die een was vir voorspoed, en die een was vir dit. Die een het gegaan oor geld. Die een het gegaan oor status. Die ander het gegaan oor voorkoms. Kan jy nou dink, die mense soms, oor voorkoms. Nou ek het niks teen ons wat Jim nie, ek hou van Jim, want as ek het gekyk daarna, sê ons ek het nie gehad, ek sê nie vir jou. Maar wat my te oulik was toe ons vir Jim het, daai jare toe ek in die polisie jongman was dat daai Jims het so baie spiers gehad. Ouma, dan sê man, as jy hier, daar staan die eerste. Julle weet waarvan. As niks verkeerd met die Jim, maar as verkeerd, as die uiterlike afgod word. As jy jouself so aanbid, en jy so te kere gaan, en kyk hoe lyk jy, en jy lyk iets gesê nie, en jy stap asof jy meerwaardig is. Voorkoms is soms 'n probleem. Voorkoms. Ek het susters, ek weet julle werk so 'n bietjie aan voorkoms. Dit is so mooi. Ek weet my vrou het altyd sê, hulle gaan eers hulle gesig 'n bietjie aansit. So 'n bietjie, en ek weet sy stop vandag so pragtig. Maar weet julle wat, susters? As jou uiterlike voorkoms so ernstig word, dat jy nie eers voor jou kinders kan kom, as jy nie hierdie ander gesig aan het, dan begin jy moeilikheid kry. Pas op. Pas op dat voorkoms nie jou afgod word nie. Maak vir jouself mooi, dit is so pragtig. Versorg jouself, dit is so goed. Maar pas op dat dit nie 'n afgod word nie. Party se werk is 'n afgod. Hulle kan nie 'n breek vat nie, hulle moet bes. Hulle dink is te oulik. Die Here Jesus self het eenkant gekom, sê die skrif om te rus. As daar ooit 'n ou was wat hard gewerk het, was dit Jesus. Die skrif sal almal genees wat hulle hom toe gebring het. Want dan sien ons, hy het oorkant toe gegaan om te gaan rus. Eenkant te kom. Selfs God het gerus. Toe hy die skepping gemaak het, sê die skrif, en op die 7de dag het sy werk voltooi en gerus. En hy het eendag 'n week geheilig as 'n rusdag. Broer en suster, pas op dat jou werk of jou besittings nie jou afgod word nie. Ons het ou tannie gehad, ou Betty daar in Komatipoort, sy is nou al dood, so ek kan ietsie sê, ek sê nie lelik van haar nie. Ek het haar gedoop, sy het die Here gevind, maar weet jy, sy het so blokkies vloerhuis gehad. Pragtige blokkies, houtblokkies. En dan sê hulle gepolish. En as ek nou daar op huis besoek het, dan het sy nou agter my aangeloop as ek daar in die straat uitgekom het, so met die stoflampie. Met die mop, dat sy die spore afgevee, want hy ding het so geblik. En ek sit nog eendag so en praat, en die volgende oomblik tref sy een van die kinders met 'n stuk seep. Sy gooi vir hom. Ek sê, wat maak jy nou, Betty? Sy klap vuil. Ek sê, is net 'n bietjie stof. Hy blokkies, en sy het was met petrol, dan sy hulle weer begin polish. En daai huis het daar afgod geword. Dit was verskriklik. Die teleurstellings van hoe goed 'n afgod kan wees. Ek het hy ook geken daar, hy was so streng.
Hy het nie eens laat sy kinders in sy nuwe werk klim om iets te eet. Hy het hulle ingetel dat hulle voete op 'n papier maatjie gerus, dat hulle op die trap, maatjie op die trap, want hulle trap veilig. Daar moes hulle doodstil sit vir al die pad. Broer, suster, nie laat jou kar of goed, pas dit op, was dit skoon, maak dit reg, maar pas op dat dit nie afgod word nie. Vlug van afgode, sê die skrif. Selfs sport kan 'n afgod word. Familie en jou verhouding daar kan 'n afgod word. Alles, dis wat ek wil sê, alles wat op die troon van jou hart sit, in plaas van Christus, moet verlaat word, sê die skrif. Vlug vir geestelike dwaalleerstelling. Hierdie goed wat julle so baie kyk op YouTube en so baie op TikTok of wat? Ja, dit klink straakse goeders. Pas op vir al die klomp dwaalleer en die ouens wat so nonsens praat. En die oomblik, luister mooi, hoe weet jy iemand is 'n dwaalleer prediker? Die oomblik as hy die openbare ander kerk begin kritiseer. Want ek weet nie van een, ek ken die dominees en die pastore en die priesters en almal van Plet. Ons het eenmal 'n maand ontbyt saam. Van al die verskillende kerke. Ek ken nie een van hulle wat doelbewus iemand wil verlei, te nakom of swak wil behandel nie. Ons verskil soms op klein teologiese punte, maar ons is lief vir mekaar, ons werk saam en dis mooi. Maar die oomblik as iemand ander se geloof begin aanval. Ek praat nie van die dwaalleringe waarmee ons te doen het in die algemeen wat ons weet van Islam en al die ander goeders. Ek praat nie daarvan, ek praat van Christen predikers of sogenaamde predikers wat dwaalleer verkondig en sê, kyk hoe wonderlik is ek, want daai ou is sleg en daai ou is sleg. En dis verbasend dat die ouens wat sê hoe sleg is ander, dat hulle sê hulle die regte godsdienst. Pas op vir dwaallering. Romeine 16 sê vers 17 en 18 hierdie woorde. Hy sê, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak. Mense wat ander se geloof begin aanval en kritiseer. Teen die leer wat julle geleer het. Die skrif sê, vermy hulle, die oorspronklike taal sê, vlug van hulle weg. Hou op om redetwisters te wees. Die Here sê, moet nie sit en argumenteer oor teologiese goed nie. Hou op, dit help jou niks. Want sulke mense dien nie die Here Jesus nie, maar hulle eie by. Hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Hierdie is 'n treffende stuk teks. Want ouers sal my sê, as ek sê, maar moenie na daai ou sê praat ons, dan sê hy, ja, maar pastoor, hy quoteer die skrif. Ek het staaks ouens al gehoor skrif quoteer. Wat ek weet, ek wil nie saam met hierdie ou eers loop om haar gesien word, want van my wil preek. Die skrif sê, verby hulle, vlug van hulle. Nie elke stem wat godsdienstig klink, is van God nie. Maar nie meer, as jy hoor ons praat donsens en om jou argumenteer, stap weg. Stap weg. Moenie argumenteer oor die dinge van die Here nie. Soek die aangesig van die Here. Soms moet ons wegbeweeg van mense of leringe of invloede wat ons geloof ondermyn, ons verhouding met die kerk versteur. Die kerk is die liggaam van die Here en die kerk kan nooit volmaak wees nie. Hierdie gemeente spesifiek kan nie volmaak wees nie, solank ek hier is, want ek is maar gebroken. En ek stel soms te leer, en ons is beperk, en ek en my vrou, al kom ons jare in die bediening, sal ook fout, jy kan met ons ook fout vind, het is makkelijk om fout te vind met mense. Het is makkelijk om fout te vind met iemand anders, so opinie. Maar die liggaam van Christus is die plek waar ons aan mekaar behoort. Ons moet teenoor mekaar loyaal wees en teenoor die gemeente. Hy sê vlug vir sondige begeertes, dit wat binnekant in jou stryd voer. In 1 Korintiërs 6 vers 18 en 19 sê die woorde, en ek lees vir die boodskap vertaling. Maak dat jy wegkom. Maak dat jy wegkom. Vlug van verkeerde seksuele dinge af. Bly daarvan weg. Allerhande ander sonde raak nie jou liggaam so direk nie. Maar as jy op seksuele gebied verkeerde dinge begin doen, is jou liggaam direk daarbey betrokke.
Die verkeerde dinge gebeur nie daar ver nie, maar in en met jou liggaam. Het julle dan vergeet dat julle liggaam die blyplek van die Heilige Gees self is? Die Gees bly mos in julle. God self het die Gees vir julle gegee. Dit beteken dat julle nie julle eie baas is nie. Dat julle nie met julle liggaam kan doen wat julle wil nie. Baie maal wil nie ons moet oor hierdie sondes praat nie, maar een van die grootste probleme van ons dag en ons uur is seksuele sondes. Dis een van die grootste aanvalle wat met ons kindertjies, ek het een keer in my navorsing vir die meestersgraad, het ek by skole ondersoeke gedoen. En die een skoolhoof het vir my gesê, een van die grootste probleme wat hy mee sit, is, daai kind staan met 4 leerlinge, wat is graad 6 leerlinge, wat met pornografie skool toe kom. En wat met hulle paas die goed kry, en skool toe kom, en die een oukie daai jare, dit is nou klompie jare terug, vroeg 2000, en hy sê, hulle verkoop die goed aan mekaar. Hy sê, dit is verskriklik, wat op die laerskole gebeur. Hoe kinders aangeval word en gestimuleer word, om betrokke te raak by seksuele sondes. Hoe die internet, mense verlok en verlei, pas op, wat jy toelaat, wat jou kinders kyk. Plaas 'n beperking op dit. Plaas 'n beperking op wat jou oogies daar kyk. Moenie rolleoogies ontwikkel wat elke rigting rol. En sê nee, soos jy op my sê, ek sê, hey, jy moet jou nonse stop, wat praat jy so? Hy sê, ag pastoor, ek kan nie meer nie lees, ek eet by die huis. Moenie sulke nonsens praat. Moenie sulke nonsens, ons lag toe daarvoor. Maar ek het hom bestraf. Hy het gesê, moenie die Satanse menu lees nie. Die skrif sê, as jy begeer, het jy moet. As jy agterkom, jy word gestimuleer op 'n gebied wat verkeerd is, wat kan lei tot egbreek en sondige dade en buitengewone sondes waarvan die Bybel spesifiek in Korintiërs van praat. Hy sê, pas op vir hulle. Pas op vir jou liggaam is 'n tempel van die Here. En die Heilige Gees wil nie saam met daai goed bly nie. Kry dit reg. Die Bybel sê nie bestudeer dit of toets jou krag daarteen nie. Hy sê vlug daarvoor. Daar is sekere gevegte wat jy wen deur weg te hardloop. En jy moet die verskil ken. Sekere gevegte moet jy bly staan en veg, maar ander wen jy deur weg te hardloop. Vlug vir God se oordeel. In die Ou Testament het mense na die vrystede gevlug, daar was plekke van beskerming. Ons sien dieselfde geestelike waarheid in Christus. Die Hebreërs 6 vers 18, die 83 vertaling sê dit so. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, dis wat God sê. Waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En vir ons wat ons toevlug, ons plek, ons vlug plan tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggeberg is. Dit is baie duidelik dat die Here sê, ons moet na God se beloftes luister, maar sy beloftes hou ook oordeel in. Hy sê, en vlug na die Here toe betyds. Hy sê, hy wat ons toevlug is, ons het ons toevlug na hom toe geneem. Die belangrikste vlug in die lewe is om na Christus toe te vlug. In jou vlugplan moet wees, ek sal vlug vir al hierdie ander goed, maar ek sal altyd na Jesus toe vlug. Hy is my banker teen die storms. Hy is my skuilplek in verwoesting. Hy is my krag in versoeking. Hy help my om weerstand te gebied. Wanneer moet ons nie vlug nie? Interessant genoeg sê sy Bybel soms hierdie teenoorgestelde ding. Hy sê in Efesiërs 6 vers 13. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, dat julle, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Daar is soms goeders waar moet jy bly staan, jy moet nie vlug nie. Maar daar is goed waarvoor jy moet vlug, die versoekings, en al die ander goed wat ek genoem het, jy kan weer die tyd gaan kyk, as ek klaar is. Nadat jy alles volvoer het, sê die skrif, moet jy kan bly staan. Ons moet nie vlug van ons roeping nie. Ons moet nie vlug van die waarheid nie. Ons moet nie vlug van ons getuienis, dat die Here krag tot oorwinning gee. Wat moet ons voorjaag? Paulus gee die antwoord, jaag na geregtigheid, godsvrug, geloof, liefde, volharding en sagmoedigheid. Dis die goed waarvoor ek moet hardloop. Christene se lewe bestaan in twee bewegings.
Vlug van die verkeerde, jaag na of vlug na die regte dinge toe. Dis so belangrik. As slot wil ek dan net hierdie paar punte doen. 'n wyse Christen weet die verskil tussen die geveg wat hy moet veg en die geveg waarvoor hy moet vlug. Josef het gevlug om sy reinheid te behou. Lot het gevlug uit Sodom en Gomorra om sy lewe te behou. Die verlore seun, toe hy by die varke sit, het gevlug van die varke af, sodat hy weer die Vader sy huis toe kon betree. Jy kan nie by die varke bly en die Vader sy huis hê. Dis of varke, met ander woorde of die wêreld of die Here. Dis nie albei nie. Die vraag is nie net, waarvoor moet ek vandag staan? Die vraag is ook, waarvoor moet ek vandag vlug? Soms lê die oorwinning nie daarin om langer te bly staan en te veg nie, maar daarin om betyds weg te beweeg, nader aan Christus te hardloop. As ek moet bid vandag, dan sê ek vir ons gemeente, Here, gee ons die wysheid om te weet wanneer om te veg, die nederigheid om te weet wanneer om te vlug, en die geloof om altyd na U toe te hardloop. Die Bybel sê nie vanmôre vir ons, dat ons van alles moet vlug nie. Ons moet nie van God af vlug nie, soos Jona probeer het. Die Jona het ons van die Here af probeer vlug. Ons moet na God toe vlug, soos die verlore seun. Die vraag is dus nie net waarvan om weg te beweeg nie, maar na wie toe om te hardloop. Ware oorwinning lê nie bloot daarin om sonde te vermy nie, maar om nader aan Christus te leef. Psalm 46 vers 2 sê hierdie woorde: God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Wanneer jy benoudheid oor jou toesak, is die Here daar. Hy is daar vir jou. Daarin, in Spreuke 18 vers 10, ek het dit nou nie op die skerm nie, maar hy sê die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige vlug daarin, en hy word beskik. Verwoorde wil ek vir jou sê, as jy niks anders te kan doen nie, sê Jesus. As daar 'n diep aanval is en jy kan niks, as jy sê Jesus, trek jy God die Vader se aandag. Die Heilige Gees is daar om te help. En wat as jy Jesus noem, is dit die deur tot jou oorwinning. Dis die een wat jou kan vrymaak. Soms kan jy niks anders te doen nie. Ek kom baie maal by mense in diep nood. Alles die nood so oorweldigend, dan sê ek vir hom, sê net Jesus. Want as jy Jesus sê, dan gaan die deur van genade vir jou oop. En die hand van God reik verby jou probleem, en hy ruk jou in die stormskuilplek in, waar die storm oor jou kan woed, maar verby trek terwyl dat jy veilig is. As jy Jesus doen, is jou oorwinning duidelik. Vlug van versoeking, van sonde en afgoderry, maar vlug na die Here God toe, ons veilige toevlugsplek. Kom ons buig ons hoofde aan bid. Here, vanmôre het ons gehoor, ons kan reëse oorwin, maar ons moet weet wanneer ons moet weghardloop. Want soms is ons eie swakheid, ons eie begeerte, ons eie manhaftigheid, ons eie opgeblaasenheid, ons eie geldgierigheid, die reus wat ons nie kan wen nie, wanneer ons na U toe vlug. Wanneer versoekings te sterk word, wanneer geldgierigheid te groot dryfkrag word, wanneer afgoderry te motiverend word, Here, wil ons net roep, Jesus, ja. Here, ons wil na U toe vlug in elkeen van die omstandighede, om sterk staande te bly, en as alles verby is, nog te staan onder die kragtige hand van die Here. Ek wil bid dat elkeen toegerus met die wysheid en die insig sal wees, om betyds te vlug, waarvoor God self bevlug. Betyds te vlug na die skuilplek wat God bied, wonderbaarlike skuilplek, die naam van die Here is 'n sterk toring. Dis my gebed op Jesus,